Goeienaand, baie welkom by ons tweede bijeenkomst vir hierdie jaar. Gisterand was dit Dominee Willie wat vir ons voorgegaan het en vanaand gaan hy dit weer doen. So hy moet net 'n bietjie sy plek om inneem hierbo, hy praat al eers met die mense. Maar goed, kom ons sing saam en ons begin met lied 431 en daarvan sing ons verse 1 en 2. Die volgende lied wat ons sing is lied 434 en daarvan sing ons verse 1 tot 3. Die volgende lied wat ons sing is lied 436 en daarvan sing ons verse 1 tot 3.
Die volgende lied wat ons sing is lied 440 en daarvan sing ons verse 1 tot 4. Dit lyk vir my daar is nog heel wat tyd oor. Kom ons sing weer die eerste lied wat ons gesing het, lied 431 en dit ons sing verse 1 en 2. Baie dankie vir die lekker saamsing en die mense wat 'n bietjie laat ingekom het. Hartlike woord van welkom ook vir julle. Ons gaan nou 'n oomblik stil word voor ons luister na dit wat Dominee Willie vir ons kom vertel vanaand. En daarna sing ons staande ons toetredingslied, lied 442 verse 1 en 2. Amen.
kom, by ons tweede aand van Pinkster. Alles is aan, hè? Elise, hard genoeg? Wonderlik. Ek sien nie vanaand ook mense wat by ons aangesluit het, wat nie gisteraand hier kon wees nie. Ek het amper gedink om dan nou gisteraand se diens te herhaal, en dan voort te bou op vanaand se, maar ek sal dit nie doen nie, ek sal wel later in die diens net terugverwys na gisteraand. Maar net terwille van die wat nie hier is, ons tema vir hierdie Pinkster kom vanuit die belydenis van Nicea. Dis een van die ekumeniese belydenisse, daar's 3 van hulle in die gereformeerde tradisie. En ons fokus veral in die belydenis wat 'n trinitariese belydenis is, of 'n struktuur het, trinitariese struktuur, God die Vader, Seun en Heilige Gees, gaan ons hierdie Pinkster veral konsentreer op die Heilige Gees gedeelte van hierdie belydenis, waar ons in daardie gedeelte lees dat ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk gegrond op die leer van die apostels. Die gedeelte waar daar staan, ons glo in die Heilige Gees wat die lewendmaker is. So ons lê veral klem in hierdie Pinkster op die Gees wat lewend maak. En die volgende dienste wat volg, sal dan by die tema aansluit. En mag die Here ook vanaand vir ons seën, wanneer ons saam na sy woord luister, mag ons ervaar en beleef, God maak self sy woord lewend in ons. So kom ons word saam stil, en dan begin ek hierdie diens in die naam van die drie-enige God. Hoe kosbaar is u troue liefde, o God. Mense skuil in die skadu van u vlerke. Hulle drink, hulle versadig aan die oorvloed van u huis. Uit die stroom van u genietinge laat u hulle drink. Ja, by u is die fontein van lewe. In u lig sien ons lig. Die drie-enige God wat ons lig is, het ons welkom vanaand by hierdie Pinksterbid hier in die woorde genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing weer saam. Sing saam ons loflied, dat lied 429 is, vers 1, vers 3 en vers 4. Ons skriflesing vir vanaand is uit Esegiel hoofstuk 37. Vanaand se gedeelte is 'n opvolg op gisteraand se gedeelte. Ons het gisteraand gepraat inleidend oor die Gees van God, wat die Gees van lewe is, wat lewendmakend is. En ek sal, as ek begin met die boodskap aansluit by wat ons gisteraand net kortliks aansluit by 'n paar punte,
waaroor ons gisteraand gepraat het, maar vanaand is 'n opvolg op daardie gedeelte. Maar voor ons dit gaan saam lees, kom ons sit net so en dan bid ons eers saam. Kom Heilige Gees, kom vernuwe u skepping, natuur en gees, siel en liggaam, ekonomie en ekologie. Kom maak die hele aarde nuut, die hele kosmos, waaroor u Gees skepend gesweef het, met die geboorte van die heelal. Laat dit nou wees, soos dit in die begin was, en sal wees, 'n wêreld sonder einde. Amen. Net voor ek lees, ter agtergrond, die boek Esegiel, jy kan maar die teks opgooi, hierdie is reg. Esegiel is geskryf in die tyd van die ballingskap. Dit is baie belangrik dat ons dit sal onthou, die tyd wat die volk van die Here op 'n baie sleg plek was, in Babylonië. En dan staan daar geskryf in die hoofstuk, die hand van die Here was op my. Hy het my deur die Gees van die Here uitgelei, en my neergesit in die laagte, en dit was vol beendere. Hy het my keer op keer daar rondom laat loop, en kyk, daar het geweldig baie versprei oor die laagte gelê, en hulle was heeltemal verdroog. Hy vra toe vir my, mensekind, kan hierdie beendere leef? Ek het geantwoord, my Heer, Here, net U weet dit. Toe sê hy vir my, profeteer oor hierdie beendere, sê vir hulle, verdroogde beendere, luister na die woord van die Here. So sê my Heer, die Here vir hierdie beendere, kyk, ek gaan Gees in julle laat kom, en julle sal leef. Ek sal seënings aan julle heg, vleis aan julle sit, vel oor julle trek, asem in julle gee, sodat julle kan leef. Dan sal julle besef, dat ek die Here is. Ek het geprofeteer soos ek beveel is. Daar was 'n geluid, net toe ek profeteer, 'n geratel. Die beendere het nader aan mekaar beweeg, been na been toe. Ek het gekyk, en so waar, aan hulle is daar seënings, en vleis kom tevoorskyn. Vel is van bo af oor hulle getrek, maar daar was nog geen asem in hulle nie. Hy sê toe vir my, profeteer vir die wind, profeteer, mensekind, en sê vir die wind, so sê my Heer, die Here, wind, kom uit die 4 windrigtings, blaas in hierdie doodgemaaktes, sodat hulle kan leef. Ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Die wind het in hulle ingegaan, en hulle het lewend geword, en op hulle voete gaan staan, in buitengewone groot leer. Hy sê toe vir my, mensekind, hierdie beendere, hulle is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons beendere is verdroog, ons hoop is verlore, ons is afgesny. Daarom, profeteer en sê vir hulle, so sê my Heer, die Here, kyk, ek maak julle grafte oop, en ek sal julle uit julle grafte laat kom, my volk. Ek sal julle terugbring na die grond van Israel. Julle sal besef dat ek die Here is, wanneer ek julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, my volk. Ek sal my Gees in julle gee, en julle sal leef. Ek sal julle tot rus bring op julle grond. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het gepraat, en ek sal dit doen. Dit is die uitspraak van die Here. Die gedeelte in vers 3 is 'n baie interessante vraag wat die Here vir Esegiel vra. Wanneer hy sê, mens kan daar in hierdie bene weer lewe kom. Nou gisteraand, en dis die gedeelte wat ek net weer ons geheue wil verfris, het ons gehoor op grond van die belydenis van Nicea, dat die Gees van God is die Gees wat lewend maak. Die Gees van God skep lewe, gee lewe. Ons het gehoor dat die Gees van die Here gee lewe in die skepping, gee lewe in die mens
ook in ons as gelowiges. Die Gees van God gee lewe in die kerk. En gee selfs lewe aan Christus. Dis die punte wat ons gisteraand oor gepraat het. En dit is hierdie boodskap wat die woord vir ons gee van die Ou Testament tot en met die Nuwe Testament. Die Gees wat lewend maak. En daarom het die kerk dit ook bely, deur die eeue heen, dat wanneer ons glo in God, ons sê, ons glo in die Gees, die Heilige Gees, wat lewensskeppend is. Maar wanneer ons in ons alledaagse lewe leef, van dag tot dag, en ons ervaar die lewe, en ons beleef die lewe in sy swaar, in sy lyding, en sy ellende, waarvan daar vele is, van geboorte tot waar ons nou is, ken ons die drywe van die lewe. Die lewe is nie altyd maklik nie. Ons ken swaar. En wanneer ons vandag terugkyk oor ons pad, en na vandag waar ons vandag leef, ons hoef net die nuus dop te hou, ek sal later 'n bietjie daaroor uitbrei, dan wonder ons oor die opmerking. Dan wonder ons oor die belydenis. Kan ons dit regtig bely? Ons wonder, as ons na alles om ons kyk, of daar regtig weer lewe kan kom. Kan die Gees weer alles verander en regtig nuut maak? En dan voel ons soos Esegiel. Wanneer God vir hom vra, dink jy, hier kan lewe uit hierdie bene kom wat so droog is? Onthou, die ballingskap is die agtergrond. En dan antwoord Esegiel nogals baie interessant. Hy sê nie ja nie. Hy sê nee, Here, U alleen weet wat die antwoord op die vraag is. Want Esegiel dink nie by homself is hy in staat om hierdie vraag te antwoord nie. En dit is waarom dit hierdie belydenis so merkwaardig maak van Nisea. Dat die kerk juist dit bely, dat ons glo in hierdie God wat lewend maak. Want soos Esegiel is ons ook maar die mens deur al die eeue wat meer glo aan die gode van die dood. Ons glo veel meer in die mag van die gode van die dood. Ons glo meer in die mag van finaliteit. En ons hoor dit in onsself, in hoe ons praat en wat ons sê, elke dag. En ek herken myself in die volgende aanhaling wat ek aan ons gaan voorhou. Wat probeer verduidelik hoe ons self, sonder dat ons dit dikwels weet, sonder dat ons dit self besef, meestal sommer onbewustelik, die taal praat van hierdie magte van doodsheid. En net so 'n kantopmerking wat ek van maak oor taal. Taal is nie onskuldig nie. Ons woon in huise van taal. Ons leef daar. Soos wat ons praat, so is ons. So word ons. Taal vorm ons. Die manier wat ons praat is uiteindelik hoe ons uiteindelik ook leef en glo en doen en handel. En hoor in hierdie volgende manier van praat. Ons huwelik, ons verhouding, ons vriendskap is op 'n einde. Daar is niks meer aan te doen nie. Ons liefde vir mekaar is dood. Ergens langs die pad het dit gesterf. Ons kan dit nie verhelp nie. Ons kan niks daaraan doen nie. Ons sê dikwels, alles is net te veel vir my. Ek kan nie meer nie. Ek is tot die dood toe moeg, vermoei en afgemat. Ons sê, die vrees vir môre, vir die toekoms, vir wat gaan gebeur met my familie, my kinders en kleinkinders, pak my beet, en ek kan dit nie afskud nie. Ek kan snags nie slaap nie. Ek is doodbang vir wat gaan gebeur. Ek is bang vir die uitslae van die mediese ondersoek, vir die eksamen wat voorlê, vir die afdanking by die werk, vir die misdaad en geweld rondom ons. En ons kan voortgaan om hierdie woorde
hierdie manier van praat verder uit te brei. En soos wat mense dit lees en hoor, herken ons onsself in die taal, in die manier van praat. Maar wanneer die Bybel praat oor die onderwerp van doodsheid, is dit ook hoe die Bybel dit benoem en daaroor praat, want die woord van die Here, wanneer daar gepraat word oor die dood, dan dui die woord nie net op fisiese dood nie. Dit staan vir veel meer as net die dag wanneer ons asem uitblaas. Die dood staan vir al daardie magte wat ons verslaaf. Al daardie magte wat ons onseker maak, wat ons moedeloos maak, wat ons magteloos maak, wat ons moeg maak, beangs maak. Dit staan vir al daardie magte wat ons verbitterd maak en sinies maak, wat maak dat ons nie hoop het nie, maar net wanhoop het om van te leef. Dis waarvoor dit staan in die Bybel. En deurgaans in die skrif hoor ons hoe die skrifte ons ook beskryf in die terme. Die mens wat leef in wanhoop en van wanhoop, wat geen uitsig het op môre nie, wat moedeloos is, magteloos is, koersloos is en nie meer weet hoe vorentoe nie. Is daar 'n môre? Is daar 'n toekoms in hierdie wêreld? Oorweldig deur die swaar van die lewe. Jy kan hoor dis in ons alledaagse lewe. Ervaar en beleef ons dit. En ons praat so en word so. Maar nog erger sou ons kon sê, dit gebeur ook dat ons instrumente raak van hierdie mag van finaliteit en doodsheid. Dis asof ons self handlangers raak van hierdie gode, sodat hulle ons kan gebruik in die wêreld waarin ons leef. En as ware hierdie soort taal en gevoel afvee aan ander en ook ander se lewens beïnvloed en raak daardeur, sodat niemand meer regtig hoop het nie. Dan raak ons almal swartgallig en alles word donker. Ag, daar's talle voorbeelde, kom ek noem nog. Kom ons begin sommer in met ons eie land, ons eie regering, ons land Suid-Afrika. Wanneer ons dink aan ons taal en ons praat daaroor en ons kyk die nuus, dan weet ons dit gaan nie goed nie. Die afgelope tyd was daar baie aktuelle onderwerpe hieroor. Ons kyk na die regering en ons is moedeloos. Ons kyk na die korrupsie, die misdaad, die ekonomie. En ons wonder of daar 'n toekoms is. Neem ons mense kwaadlik as hulle uit die land vlug. Ons kinders wat elders 'n heenkome soek. Dis op ons almal se lippe en ons in almal se harte, wat verstaanbaar is. Ons kyk na ons land en ons sien hoe alles in duie stort. Die gesondheid, die opvoeding, die transport, landbou, elke aspek van ons samelewing voel ons het 'n donker plek geword. En dit kom sit in ons. En dan begin ons praat. Ons is moedeloos en wanhoopig. Dit kan ook wees dat ons so praat oor ons verhoudingswêreld, nie net oor die land nie. En dat ons mag voel, my eie lewe, my eie huwelik, my eie verhouding met my kinders of met ander is nie op 'n goeie plek nie. Ek sien nie uitkoms nie. Ek sien nie hoop nie. Ek sien nie dat dinge gaan verander nie. Die werklikheid is te groot. Neem byvoorbeeld die kerk. Nie die kerk in Suid-Afrika, maar die kerk reg oor die wêreld. Wat het van die kerk geword? Is daar 'n toekoms vir die kerk? As jy in Europa gaan rondtoer, is daar pragtige geboue. Dis nou toerisme-attraksies. Ons wonder, hoe dink mense nog vandag oor die kerk? Is die kerk nog relevant? Maak die kerk nog saak in die lewe van mense? En ons is bekommerd daaroor. En ons is soms doemprofete om te sê, ons weet nie. Ons dink, ons gaan binnekort nie meer kerk hê of kerk wees nie.
Dis enkele voorbeelde van hoe hierdie gevoel van wanhoop sou kom deel raak van ons lewens. Anders gesê, soos Esegiel in die ballingskapstyd, staan ons en kyk na ons wêreld, na jou eie lewe wêreld, en al wat jy sien is doodsbeendere. Hierdie huwelik se bene is te dood. Hierdie land, die beendere is te dood. Daar sal nie weer lewe kom nie. Daar sal weer asem wees nie. Jy hoor die verband, soos Esegiel. En dan staan ons by hierdie teksgedeelte, eeue later, en die Here vra vir ons, mensekind, mens, dink jy, daar sal weer lewe kom in die bene, wat so verdor is en droog is. En wat sal ons antwoord? Miskien ook soos Esegiel. Here, antwoord U maar. Verstaan U nou hoekom ek geantwoord het? Verantwoord U maar die vraag, ek kan dit regtig nie antwoord nie. En daarmee is ons eerlik. Baie eerlik. Maar daar is ons ook terselfdertyd by Nissia se belydenis. En dis wat dit so wonderlik maak, so besonders maak. En dis waarom ons hier altyd hierdie soort belydenisse nodig het in die kerk. Wat ons teen onsself in bely, maar Here, ons glo in U. Ons glo dat U die God is wat alles gevorm het. Ons glo in U wat die God van lewe, en wat lewegewend is, en lewensskepend is. Juis daar waar die dood heers, om ons en in ons, en ons die lewe kan sien nie. Want die lewe, daartoe is ons nie in staat nie. En daarom bid ons in Pinkstertyd, ook vanaand, Here, verlos ons van al hierdie gode, van die dood, hierdie doodsheid in ons, en gee aan ons die lewe wat U Gees alleen kan gee, sodat daar weer hoop kan leef in ons. En ek bid dat dit sommer by myself begin. En mag hierdie hoop oorspoel vanuit my na ander, sodat ons uiteindelik in grond van die Gees van God daar kan antwoord, ja Here, ek glo dit, daar kan weer lewe in hierdie bene kom. Amen. Ek wil geleentheid gee, soos gisteraand, vir stil wees en vir gebed. As jy 'n behoefte het om hardop te bid, is u baie welkom. Of as jy net wil in stilte sit, en daar waar u is en bid, is u ook baie welkom. En bid dat die Here vir ons teen onsself in sy Gees sal gee en ons verander, nuut sal maak. En ons kan bid van ons land, die kerk, van onsself, ons gemeenskap. En ons kan aan vele dink, waar ons ervaar as 'n doodsheid in ons samelewing. Kom ons bid, dat die Here sy Gees van lewe weer vir ons sal gee.
Die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie sy koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete, ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van ons sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ek wil u weer nooi vir 'n kuier na die tyd. Ons gaan weer soos gisteraand tee en koffie en daar is ook iets om te eet. Dit is nie net tee en koffie. Jy is baie welkom om saam met ons na die tyd te kuier. En dan gaan ons nou eers ons diens afsluit met lied 438. Het ek die mikrofoon aangehaal tydens die preek? Goed, ons gaan afsluit lied 438, vers 1 en vers 2. Medegelowiges, ontvang die seën van die drie-enige God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees seën ons, wat dikwels so vasgevang is in die mag van doodsheid, seën ons met lewe, en lei ons om hierdie lewe met ons lewe in die wêreld in te dra. Die